pastoor is nie lekker nie. Hoekom? Want ek is nie 'n bouer nie, en ek is beslis nie 'n lewende steen nie. Hoekom nie? Ek het te veel foute. Ek is nie goed genoeg nie. Petrus sê nie, jy moet perfek wees nie. Hy sê, jy moet na die hoeksteen toe kom. Maar, hoekom 'n baksteen kerk toe bring? Miskien moet jy jouself eerder vra, is ek bereid om 'n vreemde versoek uit te voer en 'n lewende bousteen te wees? Welkom by Bakstene tot Boustene. Net so vinnige recap vir die wat nie laas Sondag hier was nie. Ons het begin by die definisie van 'n baksteen. Vir die wat nie weet wat 'n baksteen is nie, dit is hierdie reghoekige, harde stuk klei wat in ons huise se mure ingemessel is. En toe het ons 'n bietjie gekyk na die Hebreëse woord levena, wat as dit vertaal word letterlik baksteen is. Maar die interessantheid rondom dit was dat hierdie stene van minder waarde as gekapte klippe beskou is. Dit was nie so waardevol nie, want dit was deur mense gemaak en dit was 'n simbool van slawerny en slawe arbeid. So die Jode het nie baie van bakstene noodwendig gehou nie. En daarom interessant, vind 'n mens nie bakstene in die tempel nie. Die tempel was gebou uit gekapte klippe uit, nie uit bakstene uit nie. En so, om nou 'n lang storie kort te maak, wanneer ons dink aan die godsdienstige spasie, was ons as heidene nie deel van die Joodse godsdienstige gebruik nie. Maar dan vind ons, wanneer ons tot die hoeksteen kom, dan verander God bakstene in lewende boustene. Ek hoop dit maak sin. Dit was so kort en kragtig soos wat ek het kon verpak het vir 'n recap. Vandag gaan ons verder en die vraag waarmee ek afskop is, wat doen 'n baksteen? Julle moet mooi dink. Versigtig. Kom ek vra so, wie van julle het laas Sondag 'n baksteen saamgebring? Wie se baksteen is nog steeds daar waar julle hom laas Sondag gesit het? Kyk familie, so is dit veilig om te sê 'n baksteen in homself doen niks. 'n Baksteen doen niks. Hy bly daar waar jy hom gelos het. As jy 'n baksteen geskuif het, is nie 'n vreemde verskynsel nie. Ons maak deur die week die auditorium skoon. So, hy kon daar 'n klein bietjie geskuif het, maar hy gaan nie in sy eie krag skuif nie. Hy het geskuif omdat hier mense in die auditorium was. So, terwyl ek so dink aan wat doen 'n baksteen en uitkom by die gedagte bakstene doen niks nie, toe vat dit my terug na 'n storie wat vertel word as 'n ware verhaal. Dit word oorvertel dat C.J. Langenhoven by 'n sekere samekoms vir die groep mense gesê het, die helfte van julle hier is esels. Toe ontstel dit hulle verskriklik, bo die maat, en die spreker sê toe, vat terug jou woorde wat jy gesê het. En Langenhoven het toe baie rustig en diplomaties gesê, okay goed, ek vra groot om verskoning, die helfte van julle is nie esels nie. Toe ek dink aan bakstene en lewende boustene, moet nou nie kwaad raak te vinnig en aannames maak nie, maar toe dink ek binne 'n godsdienstige spasie, dan gaan ek nou nie direk sê dat die helfte van godsdienstige Christene in ons land bakstene is. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê as ons kyk na wat bakstene doen in hulle eie mag en krag, dan is daar sterk karaktertrekke binne 'n godsdienstige spasie. So, vir veiligheid sal ek sê, die helfte hier is nie bakstene nie. Die goeie nuus is vir die wat dalk in hierdie oomblik bitterlik geafronteerd voel oor dit wat ek gesê het. Die goeie nuus vir die ander helfte is, ons het afgesluit met die verskil tussen bakstene en lewende boustene in Handelinge 1 vers 8, waar die woord van die Here sê,
maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Sê vir die persoon langs jou, as jy soos 'n baksteen voel, daar is hoop. Die goeie nuus is, as ons na Jesus toe kom, die hoeksteen, dan verander hy ons in lewende stene in sy koninkryk. Familie, kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat ons as familie in hierdie liefdevolle spasie saam meer oor u woord, meer oor die hart, meer oor u karakter kan leer. Here, my gebed is in hierdie tyd van die reeks, Here, dat ons u woord ter harte sal neem, dat u Heilige Gees dit sal oopbreek in ons harte, dit lewend sal kom maak, sodat ons opgewonde en passievol sal wees oor u woord. Here, my gebed is dat ons in hierdie tyd saam ook deur die stem van u Heilige Gees sal ja antwoord op die uitdagings wat aan ons gestel word, die oproep om lewende stene te wees. Heilige Gees, en mag u in hierdie tyd saam so beweeg, Here, dat ons kan terugkyk en net sê, al die eer en al die lof kom u toe. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam en ons dank u daarvoor. Amen. Familie, ek is baie opgewonde oor week 2, want die vraag van week 2 is, wat doen lewende stene? En is hier waar ons wil uitkom by, wat doen ons as kinders van die Here wanneer ons nou nie meer bakstene is nie, wanneer ons na die hoeksteen toe gekom het en deel geraak het van die kerkspasie wat deur sy bloed gekoop is, sodat ons iets kan doen vir die koning. En so in my voorbereiding het ek besef, daar is nogals redelike uiteenlopende dinge wat lewende stene doen, kenmerke van lewende boustene. So ek het besef, as ek hulle almal een vir een moet deurgaan, dan gaan 'n 3 weke reeks dalk aansienlik langer word, en dan kan ons nie so vinnig by volgende Sondag se boodskap uitkom nie. Maar daar is 'n paar wat ek uitlig vanoggend, wat ek glo van kardinale belang is. En die wat die woord van die Here saam my gebring het, kan saam met my blaai na Handelinge 2 toe, vanaf vers 42. Die skrif is ook daar op die bord as jy wil saam lees. En die woord van die Here sê, lewende stene, hou dit in gedagte. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Nou net in hierdie een klein kort perikoop kan ons sien dat lewende stene nie soos bakstene niks doen nie. Hulle het eintlik redelik baie gedoen. Soveel so dat in die vroeë gedeelte van Handelinge, van die Handelinge kerk, was hulle eintlik 'n doring in die vlees vir die bakstene, vir die godsdienstige Jode. Want hulle het Jesus so verkondig, dat baie mense tot bekering gekom het. Dat baie mense Jesus aangeneem het as hulle redder, hulle verlosser en hulle saligmaker. Dat baie mense wegbeweeg het van daardie spasie van bakstene wat met slawerny geassosieer is, en hulle het na die hoeksteen gekom sodat hulle kan wees lewende stene wat vrygekoop is deur die bloed van die lam. En so in hierdie spasie was daar nogals onder ons hier tussen die vroeë kerk en die godsdienstige Jode. Ons sien in Paulus se lewe dat hy eintlik heel moontlik deel was in die gebeurtenisse waar Stefanus gestenig word.
Die feit van die saak is, die vroeë kerk sou nie hierdie godsdienstige spasie geïntimideer het as hulle niks gedoen het nie. Hulle het redelik baie gedoen. Een van die eerste dinge wat ek wil uitlig vanoggend is, hulle het baie tyd gespandeer om Jesus se woorde te leer vanaf die apostels. So wanneer ons kyk na Johannes 14, dan sê die woord, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Familie, nou ek weet ons kan nou baie tegnies raak en sê, die Handelinge Kerk het nog nie die Bybel gehad soos wat ons dit vandag het, die 66 boeke nie, hulle het die Pentateeg gehad en ek glo 'n groot deel van die profete, maar hulle het nie die Nuwe Testament gehad nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Wanneer ons in verhouding met Jesus Christus wil staan, dan is sy woord in ons lewens van kardinale belang. Hoe weet ons wat die Here tot ons wil spreek? Deur sy woord. En die disippels het dit oorvertel aan die nuwe bekeerlinge. Hulle het baie tyd gespandeer om te leer wat Jesus se woordbediening was. Terwyl ek aan dink toe, wonder ek somme, as ons op nou hier 'n persoonlike vlak vir mekaar moet sê, mans en vrouens wat in die huwelik is, vir die volgende 4 weke, moet glad nie met mekaar praat nie. Dan wonder ek nou nogals, hoe sal Sondag nommer 5 hierso by die Therapia gemeente lyk? Klomp tannies wat baie kwaai gaan lyk en klomp ooms wat nog steeds 10-10 nie gaan weet wat hulle verkeerd gedoen het nie. Maar wanneer ons in verhouding met iemand staan, is dit nodig dat ons agslaan op hulle woorde. So Simonei se liefdestaal is kwaliteit tyd. En as ek haar geliefd wil laat voel, dan moet ek aandag gee wanneer sy met my praat. Luister, altyd my ore en my oë. Wanneer dit kom by ons verhouding met die Here, as ons as lewende stene sê, ek is lief vir Jesus, dan maak dit dat ons lief is vir sy woord. Dan maak dit dat ons meer van hom wil leer, dat ons honger raak vir die inhoud van die Bybel, dat ons tyd aan sy voete wil spandeer. Tyd in sy woord. So die lewende stene het tyd in Jesus se woorde spandeer, hulle het omtrent in dit geleef. Soveel so dat ek glo dit natuurlik begin uitvloei het in hulle lewens. Die volgende spasie wat ons sien in die vroeë kerk is gebed. En ons maak dit vandag so lekker prakties. Dis nou soos in hierdie 4 weke spasie wat ons nou gaan probeer in die volgende 4 weke. As jy luister, dan is die ander deel van kommunikasie ook om te praat met die Here. In Efesiërs 6 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my. Paulus sê, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Wie van julle kan vir my sê, wie is die lewende steen wat bekend gestaan het vir sy knieë? Jakobus. Kameelknieë. Familie, Jakobus het nie kameelknie gekry omdat hy lekker agteroor gesit het en seepies gekyk het nie. Hy het ernstig tyd op sy knie spandeer. Wanneer ons as kinders van die Here verklaar dat ons lief is vir die Here, dan is 'n lewe van gebed so kardinaal,
dat ons nie sonder dit kan lewe nie. Die woord en gebed is amper so naby aan mekaar dat vir 'n kind van die Here dit soos die suurstof is wat ons inasem. So binne hierdie spasie van 'n lewe van gebed en nou dink jy dalk by jouself, ek kan nie baie goed bid of bid nie noodwendig so mooi soos die persoon wat langs my sit of so lank of dit maak nie saak nie. Wat saak maak is dat ons as kinders van die Here in gebed intree. Dat ons tyd spandeer saam met die Here. Gaan nie van een keer se 5 minute gebed, gaan ons nie die bynaam kry kameelknie nie, dit vat bid en bid en bid en bid. En wat sê Paulus? Volharding en bid en bid en bid. Met smeking, bid. Ons kan nie sonder gebed lewe nie, familie. Verskil tussen 'n baksteen en 'n bousteen. Boustene bid. Boustene spandeer tyd op hulle knieë. Want hy wat op sy knieë voor die Here kan staan, kan op sy voete voor enige uitdaging staan. So die tweede deel van lewende stene in hierdie reeks is, hulle spandeer tyd in gebed. Ons kan nie bid nie. Die derde een. Koinonia. Dis nou 2 vir 2. Volgende week kan ek nie nog vreemde tale in my preke insit nie. Ons het nou die quota bereik vir die volgende maand. Hierdie Griekse woord gaan oor, soos die Engels sê, fellowship, of die samesyn. Maar dis nie sommer net 'n samesyn waar ons in die verbygang vir mekaar sê, goed, dankie en self nie. Dis 'n samesyn waar daar eensgesindheid is, waar daar liefde is soos wat ons vanoggend mee geopen het, waar ons saamwerk en saamspan, tyd saam spandeer. En so ek wil teruggaan na 'n beeld wat gebruik is toe ek in die hoërskool by 'n jeugkamp was, het een van die jong predikers verduidelik hoekom koinonia, hoekom samesyn, hoekom die samekoms van gelowiges so belangrik is. En ek dink dit pas mooi in die Suid-Afrikaanse konteks, want ons almal hou iets wat van braai. Maar as jy met brikette braai, en jy vat een van daardie gloeiende kole, en jy sit hom weg van die res van die kole af, dan begin hy eers smeel, en koud word, en doodgaan, en teruggaan na die baksteen maniere toe. Maar wanneer ons daardie kole by mekaar laat kom, dan is daar 'n hitte tussen hulle, wat maak dat die vuur vir 'n lang periode van tyd aanhou brand. So daarom is dit belangrik vir ons as kinders van die Here, om op Sondag, maar deurlopend by mekaar te kan kom, en te sê, weet julle wat? Ek voel so bietjie aan die koue kant vandag. Dis bietjie uitdagend vir my hierdie week. En sien 1 Petrus 4 het vanoggend gesê, laat ons mekaar met liefde nader, want liefde bedek 'n menigte van sondes. Vir een of ander rede het ons as kerk oor verloop van tyd begin dink, laat ons mekaar met vroom gesiggies en kerkklere nader, want dit moet mos goed gaan as jy 'n kind van die Here is. Maar dit steel van hierdie spasie van koinonia, waar ons eerlik met mekaar kan wees, sodat wanneer dit moeilik gaan, die res van die kole by mekaar kan kom, en ons kan bid, dat die lampies vol olie bly, en die vuur van die Heilige Gees teenwoordig bly in jou lewe. Koinonia is belangrik, want koninkrykswerk is nie 'n individuele sport nie, as ek dit so kan stel. Dit is 'n spansport. So ek lees vir ons koinonia, sê in die woord in Filippense 2, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde
as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Ons as kerk word uitgedaag om mekaar lief te hê. En dit is 'n uitdaging, want dit is nie altyd maklik nie. Vir wie is dit net altyd maklik om almal lief te hê? As jy jou hand nou opgesteek het, het ons hande opgelê en gebid. Dit is nie altyd net maklik nie. Dit is partykeer moeilik. Wat sê hy gesegde, die Here is so goed, maar hy sy kindertjies kan partykeer nogals 'n handvol wees. So dit is in die kerk ook nie net maklik nie, dis hoekom dit een van ons familiewaardes is. Ons gee tweede kanse, ons is lief vir mekaar, ons is daar vir mekaar, maar dit is belangrik dat ons eensgesind is, wetend, ons neem deel in dieselfde span, met dieselfde doel, om siele te wen vir die koning van alle konings. Familie, die volgende deel van die eienskappe van lewende stene is getuig. Jy sien, wanneer 'n baksteen na die hoeksteen toe gekom het en verander het in 'n lewende steen, dan kan hy nie stil bly oor dit wat gebeur het nie. Julle weet, dit is deel van my oortuiging. A gospel that saves you but doesn't change you is a gospel that is foreign to the New Testament. Dis nie Bybels nie. Jy kan nie Jesus ontmoet en dieselfde bly nie. Dis onmoontlik. As jy vir my sê, jy was 'n baksteen wat die hoeksteen ontmoet het en jy is nog steeds 'n baksteen, dan gaan ek wonder of het jy werklik waar na die hoeksteen toe gekom. Want Jesus verander ons lewens. Soveel so, dat wie van julle het al met nuwe bekeerlinge te doen gehad? Familie, hierdie is 'n groot geheim, maar daai mense is crazy. Hulle hou nooit op praat nie. En hulle kan, dis soos gisteraand se Springbok-wedstryd wat aaklag was, hulle sal dit bring na die goedheid van die Here toe. Ons kan praat oor die hoë brandstofpryse, hulle sal sê, maar die Here is goed, die vee op 1000 ewels behoort aan hom, ek gee nie om wat diesel kos nie. Ons kan praat oor enige iets, dit kom terug na die goedheid van die Here toe. En dan wanneer ons so deur die gemeentes van Asië lees, dan daag die Here ons uit. Hy sê, moenie julle eerste liefde verloor nie. Lewende stene getuig van die goedheid van Jesus Christus. Moenie daai liefde verloor nie. Moenie daai spasie verloor waarin jy tyd op jou knieë spandeer het, waarin jy tyd in die woord spandeer het, waar jy moed gehad het om te begin by Genesis nie. Moenie daai liefde verloor nie. Lewende stene getuig. Romeine 1 kom Paulus en hy sê hier 'n belangrike ding, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit die geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. Jesus kom en die Engelse woord is paraphrase, ek paraphrase, Jesus kom en hy sê, as julle vir my skaam voor mense, hierdie is seker een van die algemeenste verskonings, ek is bang om met mense te deel, want wat gaan hulle dink? En as ons nou eerlik met mekaar moet wees as die volledige sin, eerder wat gaan hulle van my dink? Kom ek wees vir 'n oomblik deursigtig met julle. Daar was 'n spasie waar ek gedink het, as ek in die markplein aankom en met mense Jesus deel, wat gaan hulle van my dink? Weet julle wat, ek het agtergekom, dit maak nie so bietjie saak nie. Want hoe meer jy Jesus met mense deel, hoe meer wil jy Jesus met mense deel. So Jesus kom, hy sê, as julle skaam is vir my, voor mense, dan gaan ek skaam wees vir julle, voor my Vader.
Die implikasie daarvan is, dat hy nie vir ons gaan intree, vir ons swakhede, vir ons tekortkominge nie, want ons was skaam vir hom. So wanneer Paulus sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding. Dit is eintlik so 'n mooi verklaring, ek gee nie om wie by my is nie. Ek sal hulle vertel van Jesus. Ek sal hulle vertel van die goedheid, getrouheid en guns wat hy in my lewe toevoeg. Ek sal hulle vertel van die prys wat hy betaal het vir 'n baksteen wat waardeloos was. Wat 'n doring in die Joodse godsdienstige leiers se vlees was. Ek sal hulle vertel, I once was lost, but now I'm found. En ek weet nie hoekom hierdie laaste tyd daar so speellys op Spotify. En hierdie liedjie maal in my gedagtes, give thanks with a grateful heart. Maar die koor sê, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Familie, hoe gaan die wêreld weet wat God in ons lewens doen, as ons as lewende stene nie babbel soos nuwe bekeerlinge oor die goedheid en die grootheid van ons hemelse Vader in die wêreld om ons nie? Hulle gaan dit nie weet nie. So die laaste punt wat ek vandag by lewende stene wil bybring is, lewende stene getuig van God se grootheid en sy goedheid. Lewende stene gee nie om wat bakstene van hulle dink nie. Want hulle weet as hulle daai bakstene by die hoeksteen kan uitkry. If only. As ons net hierdie persoon kan kry by die hoeksteen, dan gaan ons twee wees wat babbel oor die goedheid en die guns van Jesus Christus. So ek wil afsluit met een sinnetjie. Found people find people. Lewende stene sal nie 'n steen onaangeraak laat om die evangelie van Jesus Christus in 'n gebroke wêreld te kry nie. Lewende stene kry bakstene om hulle by die hoeksteen uit te kry. En so familie, ek wil vir 'n oomblik dalk bemoediging gee. Ek dink met verloop van tyd ook, snaaks hoe die mens is. Met verloop van tyd het die vroeë lewende stene deur generasies heen tot waar ons vandag is in die kerkdispensasie, beweeg in 'n rigting waar daar, ek dink, meer as wat ons besef 'n kultuur is, waar pastore, dominees, predikers, hulle die verantwoordelikheid om te bid, Bybel te lees, die samesyn te reël, te getuig. Die wonder is dat dit nooit die model was wat bedoel was vir kerk nie. Weet julle wat? Dit is 'n baie kwesbare spasie. Ek was 'n baksteen, net soos wat jy 'n baksteen was. Ek is 'n lewende steen, net soos jy 'n lewende steen is deur Jesus Christus. En as ek mooi na die skrif kyk, is daar nie lewende stene soos ons, wat die een verhewe is bo die ander, of meer verantwoordelikheid moet dra as die ander nie. Die enigste steen wat anders is die hoeksteen, Jesus Christus. Want ons as lewende stene moet saamwerk om hom te verheerlik, om hom te verkondig, om mense by hom uit te kry.
En so ek's opgewonde om 'n kultuurskuif te sien waar elkeen van die lewende stene, of die helfte wat hier is, self tyd in gebed spandeer, self tyd in die woord spandeer. Weet julle wat vir my lekker is van die Therapia familie? Ek sien dit meer en meer gebeur, hoe lewende stene hierso weg van Sondag af by mekaar uitkom. Verhouding bou met mekaar aanmoedig en bemoedig. Ek sien uit om dit meer en meer te sien gebeur. Ek sien uit om te sien hoe die Here jou getuienis gaan gebruik om bakstene by die hoeksteen uit te kry, sodat hulle deel kan word van die lewende boustene wat ons in Jesus Christus is. So ek wil ter afsluiting vra, wie het hierdie Sondag 'n baksteen saamgebring? Dis nou almal wat laas Sondag, steek julle bakstene in die lug. Hier's 'n hele paar bakstene. Heelwat bakstene. Wie van julle is nuuskierig om te weet, wat is dit met hierdie bakstene? Wie wil weet, wat gaan ons met al die bakstene doen? Niemand nie, net so hier en daar. Wie wil weet, wie wil weet? Kyk julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, kom weer vir Sondag 3, om uit te vind. En as jy hierdie Sondag nog nie 'n baksteen gebring het nie, moenie uitvoel nie, daar's tyd om nog deel van die koelgroepie te wees, bring volgende Sondag 'n baksteen, want dit is ons laaste Sondag van bakstene tot boustene. En ek kan nie wag nie. Ek's kinderlik opgewonde oor Sondag 3, want die Here het eintlik daai boodskap met my gedeel voor Sondag 1 en 2 se boodskappe, so ek, asseblief, kom terug vir Sondag 3. Dit gaan wonderlik wees. Ek glo dit gaan wonderlik wees. Ek het 'n groot verwagting. So wie sien ek volgende Sondag met julle bakstene? Familie, kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat ons as u kinders, Here, so wonderlike tyd saam kan hê. Here, dit is nie vervelig om 'n kind van die koning te wees nie, dit is lekker om hier saam te wees. Here, my gebed is, mag ons gaan kyk na die vroeë kerk. Here, en as ons nou regtig soos wat ons gesê het, tyd in u woord wil spandeer, mag ons sommer gaan kyk na die 7 gemeentes in Openbaring ook. Here, en mag ons gaan kyk na die kenmerke wat lewende stene in u koninkryk dra. Here, sodat ons seker kan maak, ons is lewende stene wat aktief besig is om die koninkryk van Jesus Christus vorentoe te dryf, te kyk waar ons 'n verskil kan maak vir die koning van alle konings, vir ons hoeksteen. Here, mag ons in hierdie week wat kom, tyd in die woord spandeer. Here, aandagtig luister na wat u met ons wil deel op 'n persoonlike vlak. Here, mag ons tyd op ons knieë spandeer, sodat ander mense vir ons sal sê, julle het kameelknieë, so baie tyd spandeer julle in gebed. Wat is dit met julle, Here? Maar mag ons dan weet dat gebed deel is van dit wat ons as lewende stene nodig het om te lewe vir u. Maar Vader, mag ons as Therapia familie ook die tyd uitkoop vir koinonia, daardie eensgesindheid en samesyn, waarin ons mekaar aanmoedig, bemoedig, aanhelp, sodat ons kan volhard in dit wat u ons geroep het om te doen. Maar Vader, en laaste maar nie die minste nie, mag u ons in hierdie week help om te getuig van die deugde van hom wat ons geroep het uit die duister tot in sy wonderbare lig. Here, want u is die koning van alle konings. Abba Vader, ek bid vir elkeen van die lewende boustene in ons gemeente. Mag u hulle vooruitgaan, mag u die grond voorberei. Here, mag u hulle woorde met sout besprinkel, sodat hulle weet wat en wanneer om u woord te verkondig en ook hoe om dit te doen, sodat ander bakstene by die hoeksteen kan uitkom en u kan aanneem as redder, verlosser
en Saligmaker. Here, mag ons lewens getuig en sê, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Here, dit gaan net oor U. Ons loof en prys U wonderlike naam en ons dank U vir hierdie tyd saam. In die naam bo elke ander naam. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.